wat vir julle die ware brood uit die hemel gee. Ons lees tot daar, en kom ons lees dan ook artikel 35 van ons Nederlandse geloofsbelijdenis oor die heilige nagmaal. Ons glo en bely dat ons verlosser, Jesus Christus, die sakrament van die heilige nagmaal beveel en ingestel het om hulle te voed en te onderhou wat hy reeds wederbaar en in sy huisgesin, die kerk, ingelyf het. Nou het die wat weergebore is, tweerlei lewe in hulle. Die een liggaamlik en tydelik, wat hulle van hulle eerste geboorte saamgebring het, en wat alle mense besit. Die ander geestelik en hemels, wat aan hulle gegee word in die tweede geboorte, wat deur die woord van die evangelie in die gemeenskap van die liggaam van Christus plaasvind. Almal deel nie in hierdie lewe nie, maar slegs die uitverkorenes van God. So het God tot instandhouding van die liggaamlike en aardse lewe vir ons aardse en gewone brood voorsien. Dit dien die lewe en behoort soos die lewe self aan almal. Maar om die geestelike en hemelse lewe wat die gelowiges besit in stand te hou, het hy vir hulle 'n lewende brood gestuur, wat uit die hemel neergedaal het, naamlik Jesus Christus. Hy voed en onderhou die geestelike lewe van die gelowiges wanneer hy geëet, dit wil sê deur die geloof geestelik toegeëien en ontvang word. Om hierdie geestelike en hemelse brood vir ons af te beeld, het Christus aardse en sigbare brood as 'n teken van sy liggaam en wyn as 'n teken van sy bloed ingestel. Hy gee ons daarmee dit te kenne, so waarlik as wat ons die sakrament ontvang en in ons hande hou en dit met ons mond eet en drink en dit daarna ons lewe in stand hou. Net so waarlik ontvang ons vir ons geestelike lewe in ons siele deur die geloof, dit is die hand en mond van die siel, die ware liggaam en die ware bloed van Christus, ons enigste verlosser. Dit staan dus bo alle twyfel vas dat Jesus Christus nie te vergeefs sy sakramente vir ons voorgeskryf het nie. Hy doen immers in ons alles wat hy vir ons deur die heilige tekens voor oë stel. Al gaan dit ons verstand te bowe en is dit vir ons onbegryplik hoe dit gebeur. Net soos die werking van die Heilige Gees ondeurgrondelik en onbegryplik is. Tog dwaal ons nie as ons sê dat wat deur ons geëet en gedrink word, die eie en natuurlike liggaam en die eie bloed van Christus is nie. Maar die manier waarop ons dit nuttig is nie met die mond nie, maar met die Gees, deur die geloof. Daarom al bly Christus altyd aan die regterhand van sy Vader in die hemel sit, hou hy tog nie op om ons deur die geloof aan homself deel te laat hê nie. Hierdie feesmaal is 'n geestelike maaltyd, waar Christus homself met al sy weldade aan ons meedeel en waar hy ons homself en die verdienste van sy lyding en sterwe laat geniet. Hy voed, versterk en vertroos ons arme, troostelose siel, as ons sy liggaam eet, en hy verkoop en herstel dit, as ons sy bloed drink. Verder, hoewel die sakramente en die sake waarvan hulle tekens is by mekaar hoort, word nie beide deur alle mense ontvang nie. Die goddelose mens ontvang wel die sakrament tot sy verdoemenis, maar hy ontvang nie die waarheid van die sakrament nie. So het Judas en Simon die towenaar albei wel die sakrament ontvang, maar nie Christus, wat daardeur voorgestel word nie. Hy word slegs aan die gelowiges gegee. En slotte, ons ontvang die heilige sakrament in nederigheid en met eerbied in die samekoms van die volk van God, waar ons met danksegging 'n heilige gedagtenis aan die dood van Christus ons verlosser onderhou en belydenis van ons geloof en van die Christelike godsdienst doen. Daarom behoort niemand daarheen te gaan as hy homself nie eers deeglik ondersoek het nie, sodat hy nie tot sy eie oordeel eet en drink, as hy van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink nie. Kortom, deur die gebruik van hierdie heilige sakrament word ons tot 'n vurige liefde vir God en ons naaste beweeg. Daarom verwerp ons alle brousels en verwerplike versinsels wat mense by die sakrament bygevoeg en daarmee vermeng het, as onheiligings daarvan.
Ons verklaar dat ons tevrede moet wees met die verordening wat Christus en sy apostels ons geleer het, en ons sê dieselfde as wat hulle daarvan gesê het. Broeders en susters in ons Here Jesus Christus, in voorbereiding tot hierdie aandedediens en die prediking vanaand, is dit iets wat mens nogal opval en 'n mens se aandag trek. Hierdie gedeelte van ons belydenis waar daar staan dat gelowiges het tweeërlei lewe in hulle. Liggaamlike lewe en ook geestelike en hemelse lewe. En dan veral, soos ons dit hier bely, dat gelowiges het hierdie lewe in hulle. Ons belydenis sê ook verder, nie net dat ons hierdie geestelike en hemelse lewe het nie, maar dit staan ook hier, dat ons dit besit, dat dit in ons is. En dis nogal iets om oor na te dink. Nie alle mense het die geestelike en die hemelse lewe in hulle nie. Kom ons kyk dan vanaand na hierdie tema. Jesus Christus onderhou die hemelse lewe wat God ons geskenk het tot in die ewige lewe. En dit is ons hoofpunte. God skenk ons die hemelse lewe. Daar gaan ons kortliks sê, die lewe is alleen in God en sy Seun, deelname aan hierdie lewe deur die verkondiging van die menswording, kruis en opstanding van Jesus Christus en die Heilige Gees van die geloof. En dan verder, God hou hierdie lewe wat gelowiges besit in stand. Hoe eet ons Jesus Christus en wat gebeur as ons hom eet? En dan laastens, sonder geloof in Christus en bekering tot Christus, dit wil sê die selfondersoek, deel niemand in die seëninge van die nagmaal nie. Eerstens, dis God skenk aan ons die hemelse lewe. As ons 'n studie maak van die evangelie van Johannes, dan sal jy daar lees, dit is 'n sentrale tema in Johannes se evangelie. Die tema van die lewe, die ewige lewe, of soos Johannes dit net soms noem, die lewe. Johannes leer dan vir ons, byvoorbeeld in hoofstuk 5, dat die lewe, die ware lewe, onverderflike lewe, is alleen by God te vind. God het dit in homself, God kry dit nêrens vandaan nie, hy ontvang dit nêrens vandaan nie, God het dit in homself. En nou is die wonderlike, dat ons God wil hierdie lewe aan gevalle mense meedeel. En daarvoor is ons Here Jesus Christus belangrik. Want in Johannes 5:26 staan daar, dat God het ook die lewe, het dit ook gegee aan sy Seun, om die lewe in hom te hê, as sy eie onvervreembare besit. En Jesus sê in Johannes 5, dat hy gee die lewe aan wie hy wil. Jesus het dus die reg ontvang, om hierdie lewe van God uit te deel. Selfs nadat ons Here Jesus Christus, nadat God se Seun 'n mens geword het. Met ander woorde, dis broos en swak en sterflike mens geword het, besit hy nog steeds hierdie lewe. Want Johannes 1 sê, in hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Dit is 'n wonderlike titel van Christus, en die vertalers kon daardie net sowel met 'n hoofletter geskryf het. Die lewe, dis 'n Christus titel. In hom was lewe, en die lewe, dis Christus, was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie.
Ongelukkig sê die Bybel in Johannes 6 vers 53, van alle mense geld dit, wat Jesus sê, as julle nie die liggaam van die Seun van die mens eet, en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie. Dis baie duidelik uit Christus se woorde, sonder hom het ons nie ware lewe in ons nie. Wel die geskape lewe, om te kan asemhaal, te kan beweeg, te kan leef, 'n lewende siel, maar sonder Christus het ons nie die ware lewe in ons nie. En daarom leer ons Here Jesus dan in Johannes 6, dat sy gebreekte liggaam en sy vergote bloed is die brood wat lewe gee. Sy liggaam wat hy aan die kruis gee vir die lewe van die wêreld. Sy liggaam wat hy aan die nagmaal in daardie nag ingestel het, toe hy gesê het, dit is my liggaam. Neem, eet. Dit is my bloed. Neem, drink almal daaruit, toe hy die beker ingestel het. Maar, en dit is belangrik om dit te besef, dat die lewe wat in Christus is, kon eers begin uitstroom soos 'n wonderlike fontein, toe ons Here Jesus Christus verhoog is aan die regterhand van sy Vader en hy die Heilige Gees uitgestort het. En toe die Heilige Gees van Christus deur hom uitgestort is, toe het hierdie wonderlike lewe soos 'n stroom oor die aarde begin vloei. En daarom praat ons Here Jesus Christus ook van die Heilige Gees as die lewende water. Daardie lewende water wat die Samaritaanse vrou in Johannes 4 gewonder het, wat dit nou kan wees. Dit is die Heilige Gees wat Christus gee. Dus, God gee hierdie lewe, dis nie sommer maar net so poeps nie. God werk altyd deur middel van. Hy gee die lewe deur middel van die Heilige Gees, wat in ons woon en werk. En die feit dan, broeder en suster, of ek en jy hierdie lewe ontvang het, en of ons ook van hierdie lewende water gedrink het, kan gesien word daaraan of ons geloof het. 'n Mens, dit is die bewys, dit is die manier waarop 'n mens kan sien aan jouself, dat jy ook versadig is met hierdie lewende water, met die lewe wat die Heilige Gees van Christus bring. Dis ook dan die groot doel van Johannes se evangelie. Al sy wondertekens skryf het, sê hy sodat ons kan glo. En deurdat ons glo dat Jesus die Christus, die Seun van God is, ons die ewige lewe in sy naam kan hê. Verder is Johannes 5 baie duidelik daaroor, in vers 25, dat hierdie lewe is iets wat ons tog nou al kan ervaar. 'n Mens wat glo dat Christus die Seun van God is, wat van die hemel afkom, dat hy ons koning is, so 'n mens kan al in hierdie lewe ervaar. Dink aan daardie woorde van Christus, daar kom 'n uur en dit is nou, wat die dooies die stem van God sal hoor, en die wat daaraan gehoor gee, sal lewe. Wat sê hy daarmee? Daardie uur is nou, solank as wat Christus nog nie teruggekom het nie, solank as wat sy woord verkondig word, is dit nou daardie uur. Nou nog is dit daardie uur. Die uur is nou, wat die dooies die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat hoor sal lewe. Dit is dus baie belangrik, broeder en suster, of 'n mens geloof het in God se Seun. Want daardie geloof sê vir jou, jy het in hierdie lewe al oorgegaan van die dood af na die lewe toe. En dit is die belangrikste moment in 'n mens se lewe.
Ons word altyd vreeslik aan die hart gegryp wanneer een van ons geliefdes sterf. En dit is altyd vir ons die groot moment, as ons 'n geliefde aan die dood afstaan. Maar eintlik moet ons besef, dit is nog 'n groter moment, as iemand tot geloof in Christus kom. Want dan het hy klaar reeds in hierdie lewe oorgegaan van die dood na die lewe toe. Om dit saam te vat, broeders en susters, oor wat Johannes vir ons leer, hy sê dat ons deur die Heilige Gees van Christus geestelike en hemelse lewe in ons ontvang het. Geestelike en hemelse lewe. En as 'n mens nou bietjie meer wil nadink oor wat behels hierdie geestelike en hemelse lewe, dan word dit vir ons pragtig uitgedruk in Johannes 15 met daardie gelykenis van die wynstok en die loot. Jesus sê, ek is die ware wingerdstok en julle is die loot. Hy sê, sonder my kan julle niks doen nie. Hy sê, bly in my, soos ek in julle. Net soos 'n loot nie kan vrugte dra, as hy nie in die wingerdstok is nie, so kan julle ook niks doen. Julle kan nie vrugte dra, as julle nie in my is nie. Wat is dus hierdie geestelike hemelse lewe? Dit is die salige en die volgehoue in gemeenskap lewe met Christus en sy Vader. Dit is wat Johannes verstaan as die lewe. Die salige, die heerlike, volgehoue gemeenskap. Deur die geloof en die Heilige Gees, maar dis hierdie volgehoue gemeenskap met Christus en sy Vader. Dit is ware lewe. En as jy mooi daaroor dink, dan hoor u in gereformeerde taal, dit is die Here se verbond. Dit gaan hier alles oor God se verbond. Dit gaan hier alles daaroor dat God 'n God is wat verbondsgemeenskap stig met ons en dat hy hierdie verbondsgemeenskap met ons ook in stand hou deur die verkondiging van Christus aan ons en deur die gebruik van die heilige sakramente. Dit is die lewe, broeder en suster. En daarom is Johannes 15 so belangrik, daardie woorde volgehoue gemeenskap met Christus. Dis die belangrike ding. Daarin is die lewe. En God het dit geskep tussen jou en hom. En tussen ons onder mekaar. En God hou daardie lewe in stand. Soveel so dat 'n gelowige kan nie anders as om 'n ander kwaliteit lewe te leef as mense wat nie hierdie lewe in hulle het nie. Mense wat nie hierdie lewe in hulle het nie, sê Jesus, staan klaar vir oordeel. Dis mense wat ongelowig is. Hulle kry al op hier op aarde, kan 'n mens amper sê, al 'n voorsmaak van die ewige dood. Maar mense wat in verbondsgemeenskap gestel is deur God met Christus, se lewe vertoon eenvoudig 'n ander kwaliteit. Dis ons eerste hoofpunt. Ons tweede hoofpunt, God hou hierdie lewe wat die gelowiges besit in stand. Nou maak die Here dit eenvoudig. God het vir die liggaamlike lewe, het hy gewone voedsel ingestel, om daardie lewe om te onderhou. En wanneer ons gewone voedsel, selfs wanneer ons eet maar min brood by die nagmaal, maar daardie broodjie wat ons eet, staan eintlik, is 'n simbool van die voedsel, wat ons elke dag eet, wat ons van God ontvang, en waardeur God met voedsel en drank ons lewe onderhou. En dan gaan dit eenvoudig daaroor, dat God hierdie verbondsgemeenskap, hierdie verhouding tussen jou en hom, onderhou God. Hy doen dit elke Sondag, deur die verkondiging van sy heilige evangelie. Hy doen dit ook as jy huisgodsdiens hou, of as jy persoonlik met die Here verkeer, dan doen jy self ook wat jy beloof het, toe jy belydenis van geloof afgelê het, toe het jy beloof, jy sal van jou kant af ook die verbondsgemeenskap
met die Here onderhou, ek en jy dit beloof. Maar God onderhou dit ook veral. En so het die Here om dit vir ons nog deegliker aan ons hart te bring, hoe wonderlik hierdie gemeenskap is wat hy onderhou, het hy vir ons dis brood en wyn ingestel, as teken van sy liggaam en van sy bloed. En dan leer hy ons daardeur, net soos wat gewone voedsel en drank 'n mens se liggaam voed, so voed die Here ons siele tot die ewige lewe. Daardie voedingsproses, daardie voedingsaksie wat plaasvind, is 'n aksie waardeur God die gemeenskap, die lewe tussen jou en hom onderhou. En broeder en suster, dit moet vir my en jou iets wonderbaarliks wees, want ons belydenis beskryf dit hier in dieselfde taal as wat die wedergeboorte beskryf word in die Dordtse leerreëls. Dis 'n onnaspeurlike, 'n onbegryplike, intense, aangename, wonderlike gebeurtenis. Dis wat die wedergeboorte is. As ons die lewe ontvang, en dit is presies ook wat die Here ons wil laat ervaar aan die nagmaal. As ons die nagmaal gebruik, en daarom vir ons gereformeerdes, pas op. Die brood en die wyn is nie maar net ou tekentjies nie. Dit is tekens van 'n geweldige ding wat plaasvind. Dat as hier aan die nagmaaltafel sit, dan moet jy daaraan dink, dat hier gebeur iets wonderbaarliks, iets onbegrypliks, iets ondeurgrondseliks, wat ek nie kan verstaan nie, maar wat die Here my verseker, dat deur sy Heilige Gees, kom hy met sy liggaam en sy bloed, en hy verseker my, dit is gestort en gebreek vir my, tot 'n volkome versoening van al my sondes. Kom hy en verseker hy my, dat hy sy Heilige Gees van my nie weggeneem het nie. Van die vorige nagmaal af, tot hierdie nagmaal, het daar baie dinge gebeur. Dinge kon dalk rof geraak het. Ek kon dalk miskien begin dink het, ek gaan dit nie maak nie. Ek kon dalk miskien begin dink het, die Here is nie meer lief vir my nie. Dit voel vir my of daar afstand tussen my en hom gekom het. En dan sê die Here, ek onderhou met jou die gemeenskap. Hier is my brood. Hier is my beker met die wyn. Neem hierdie tekens, en dis hoe ek jou opnuut weer van my liefde wil verseker. Dis hoe ek opnuut weer vir jou die versekering wil gee. Jy en ek is by mekaar. Ons het 'n verhouding met mekaar, van innige gemeenskap tussen God en jou. En dit is so persoonlik, broeder en suster. Ek herhaal dit weer. Daar is nie een plek waar die Here so persoonlik en so naby en so intens naby aan jou kom, as wanneer deur die dienaar se hand vir jou persoonlik die brood geryk word en die beker gegee word. Daar sit so baie in daardie handelinge. Iets persoonliks waar die Here jou wil verseker. Jy is nog steeds deel van my. Deel van my genade verbond. So hou ek die lewe tussen ons in stand. Dis tog belangrik, broeder en suster, ons weet dit self in ons huwelikslewe. Die huwelikslewe moet in stand gehou word. Dit moet gekoester word. Dit moet opgepas word. Dink jy die Here doen dit baie minder met ons? Hy doen dit nog meer. Daardie kosbare verhouding wat hy met ons gesmee het. 'n Onverbreeklike verhouding van 'n ewige genade verbond. Hy hou dit in stand deur sy woord en sigbaar deur die sakramente. Om te dink as ek daar sit en ek proe die brood. Ek ruik die wyn. Ek hou die beker vas. Ek drink die wyn. En ek weet, ja, die Here is na sy liggaam, is hy in die hemel aan die regterhand van die Vader. Maar hier gebeur nie niks nie. Hier waar ek die nagmaal gebruik, is dit asof ek die ware liggaam van Christus eet en sy bloed drink tot versadiging en verkoking van my siel. En dis waar Calvin die klem geplaas het.
op die teenwoordigheid van die Heilige Gees by die nagmaal. Dis die belangrike ding wat Calvin beklem teenoor Zwingli, wat gesê het die nagmaal is maar net 'n blote herinnering van iets wat lank terug gebeur het. Calvin gesê nee. Daar gebeur baie meer as net 'n herinnering aan die nagmaal. Die Heilige Gees laat jou dit ervaar. Die wonderlike proses van verkwikking, van herstel, van die lewe tussen jou en God. In die laaste plek, broeder en suster, ons moet onsself ondersoek as ons die nagmaal gaan gebruik. As jy nou so geluister het, na wat die nagmaal vir ons beteken, en hoekom die Here dit vir ons ingestel het, dat ons Christus met die mond van die geloof eet, soos dit hier staan, kan jy jouself dan nog indink, dat daar mense is wat onverskillig lewe, en wat hulle self, wat nie die nagmaal gebruik nie. En ouderlinge moet veral let op sulke mense. 'n Mens, kerkraad kan nie toelaat, dat daar in 'n gemeente, 'n segment of 'n groepie in die gemeente kan wees, wat nie nagmaal gebruik nie. As jy nie nagmaal gebruik nie, dan kan jy ook nie deel van die Here se gemeente wees nie. Of jy gebruik die nagmaal, dis 'n bevel van Christus, met 'n goeie bedoeling. Christus druk jou in 'n hoek in. Hy sê, jy moet nou sê, waar staan jy? Staan jy by my? Of staan jy by die sonde, of by die wêreld? Waar staan jy? Christus druk jou in 'n hoek, jy moet besluit. Hy wil sy genade aan jou skenk. Dis wat hy doen, dit dwing jou tot 'n keuse. Of jy is in die kerk en jy gebruik die nagmaal. As jy nie die nagmaal gebruik nie, kan jy ook nie deel meer wees van die Here se kerk nie. Daar bestaan nie plek in 'n gemeente vir mense wat nie nagmaal gebruik nie. Dis reg of weg. En ouderlinge moet in hulle huisbesoeke daardie mense veral raak sien wat wegkruip, wat die nagmaal naalaat, wat dink hulle kan so deurglip, hulle kan in die kerkbank hulle plek behou in die lewende gemeente van die Here, maar hulle kan nie nagmaal gebruik nie. Want hoekom wil sulke mense baie keer nie nagmaal gebruik nie? Want meeste van die kere weet sulke mense, hulle is met verkeerde dinge besig. En omdat hulle met verkeerde dinge besig is, en hulle daarvan nie wil afsien nie, en die geheim daarmee wil voortgaan, daarom weet hulle, as jy die nagmaal gaan gebruik, eet en drink, jy oordeel oor jouself. Dit verstaan hulle baie goed. En daarom bly hulle weg. Maar nou kom die Here na jou toe, en hy sê, wat wil jy maak? Waar wil jy staan? Wil jy by my staan? Of wil jy aangaan met jou sonde? Wat is jou keuse? Daarom is nagmaal die sakrament van die bekering. Nagmaal dwing ons om onsself te ondersoek. Waar staan ek teenoor die Here? Daarom moet 'n mens na jou lewe kyk. En dis dan ook die belangrike. Die Here laat ons op hierdie manier ook sy gestrengheid ervaar. Want hy weet wat hy vir ons wil gee. Want in die Johannes Evangelie, broeders en susters, hierdie lewe, vir Johannes is dit belangrik. Hierdie lewe wat God ons gee, is 'n lewe van liefde. En dit kan jy gaan lees in Johannes 12 vers 50. God se gebod is die ware liefde. Dit is uiteindelik waarom die Here Jesus homself aan ons Sondag na Sondag deur sy woord, maar ook in die sakrament wil deelneem. Wil deelneem aan hom, is sodat daar uit ons harte strome van lewende water sal uitstroom. En wat is daardie strome van lewende water? Dis die Heilige Gees wat borrel uit jou uit. Ja, dit gebeur nie elke dag nie. Nie almal van ons voel elke dag dat ons wil borrel nie. Baie keer voel ons eerder asof die Here besig is om ons dood te maak. Tereg ook seker maar, omdat daar nog soveel sondigheid in ons sit. En die Here ons wil leer dat ons heil, ons saligheid is alleen by hom. Daarom ervaar ons dit ook baie dae, dat die Here dit vir ons voel asof hy ons doodmaak. Maar dis vir die lewe, dis tot ons beswil.
Maar dan kom hy ook daardie dae wat hy dit laat borrel in 'n mens. Dis die werk van die Heilige Gees, waar dit voel asof die liefde uit jou uitvloei. Waar dit voel asof die Here jou met sulke wonderlike lewe vervul, dat jy nie synig hoef te wees nie, dat jy kan oopmaak teenoor ander, dat jy kan liefde uitdeel. Dit is tog uiteindelik wat die Here doen. Dis hoe wonderlik werk hy nie met ons nie. Hy onderhou die verbondsgemeenskap en hy onderhou dit op so 'n ryklike, wonderlike manier dat dit ons innerlik vul en volmaak en verkoop, sodat ons ook na buitekant gemeenskap onderhou met God en ook met mekaar in die huwelik, in die kerk, in die samelewing. Laaste gedagte, broeder en suster. Die lewe wat die Here gee en die voedsel waarmee hy ons voed, is voedsel wat nie sleg word nie, wat nie 'n vervaldatum op het nie. Gaan lees ook weer Johannes 5 vers 25 en 30 en ook Johannes 6. Ons Here Jesus Christus sê, as jy van hierdie brood eet, sal jy in ewigheid nie sterf nie, maar ek sal jou opwek op die laaste dag. Jesus sê in Johannes 5, daar kom 'n tyd waar die stem van die Seun van die mens weer gehoor sal word en die grafte sal oopgaan. En die mense sal opstaan. Dan sal ons seker dalk tot ons groot verbasing sien wat 'n krag sit in die verkondiging van die evangelie. Wat 'n krag sit daar in die gestorwe liggaam en bloed van Christus. Dat dit ons laat opstaan uit die dood in die ewige lewe. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons loof en dank U Here God dat U so wonderlik met ons handel. As dit van onsself afgehang het, bely ons dat ons ongetwyfeld verlore sou gegaan het. Maar omdat U ons God is, omdat U die gewer van die ware lewe is en U verbondsgemeenskap met ons opgewek het en dit in stand hou, daarom weet ons, U en U Seun is die goeie herder en ons sal nie uit die hand geruk word nie. Ons sal in alle ewigheid nie verlore gaan nie, want die lewe wat U ons gee, deur die wedergeboorte, deur die onverganklike saad van die woord, is die onverderflike lewe. Dankie dat dit met die opstanding aan die lig getree het, en dat ons ook getroos ons oë hier op aarde kan toemaak, en kan weet, die wat hierdie brood geëet het, sal opgewek word op die laaste dag. Dankie dat ons ook kan weet ons geliefdes wat ons van afskeid moes geneem het, dat hulle nie verlore is nie, dat hulle nie weg is nie, dat ook hulle wat aan die tafel gesit het, keer na keer en die brood geëet, en die wyn en die beker gedrink, en dit alles deur die geloof gedoen het, dat ons weet, daar sal 'n heerlike weersiens by ons Here Jesus Christus wees. Ten spyte daarvan, dat ons voel asof die dood so finaal is. Here, gee ons dan hierdeur krag om hierdie week weer in te gaan en ons dagtaak te verrig en om meer bewus te wees daarvan dat wie in U deel, wie deur U gevoed en versadig is 'n mens wat eenvoudig net 'n ander kwaliteit lewe lei. En wil U ons ook na tye waarin ons miskien swaar gekry het en verdruk was, ons ook weer verkoop en ons versterk en ons opwek dat daar ook lewende water uit ons binneste sal voortvloei. Ons vra dit in Christus se naam. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die liefdegawes.
In die nagmaalsformulier hoor ons ook dat die viering van die heilige nagmaal dat ons ook uitsien met verwagting na die